Geliefdes, die Here is hier in sy vergadering. Kom ons raak stil voor die Here, sodat ons hom kan ontmoet. Want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en die nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbrysseldes. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan u geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Here deur 'n loflied saam te sing tot eer van sy naam. Ons sing Psalm 9. Psalm 9, ons gaan die eerste en die tweede vers, en dan vers 5, 6 en 7 saam sing. Ons sing dat ons die Here met ons ganse hart wil eer en prys vir sy wonders en vir sy goedheid, en ons wil sing omdat ons in hom bly is. Wat is die dinge wat ons van hom bly maak? Daaroor sing ons van vers 5 af. Dat die Here op sy rykstroon staan en hy sy vonnis uit die wolke uitvel, en dat hy regverdig oordeel, maar dat die Here ook soos 'n rotskans is wat ons dek, wanneer ons hier getrap word op die nek. Hy is ons vesting, hy is die een by wie ons kan skuil, wanneer ons in ons nood is. Kom ons sing vers 1 en 2, vers 5 tot 7. Ek sal van ganser harte Heer, u wonders groot maak en eer. Ek sing omdat ek in u bly is, aan wie my lofsang toegewy. Dat my vyand toegedig, teruggewyk het en gevlug, omdat hy voor u aanskyn weg is, hy leer my saak deur u besleg. Bo wat wissel en vergaan, by ewig God se rykstroon staan. Hy vel sy vonnis uit die wolke, regverdig oordeel hy die volke. Die Heer sal soos 'n rotskans dek, wie hier getrap word op die nek. Hy is 'n vesting hoog verhewe, en sal in nood hul nooit die hart van hul wat u bely, sal nie standvastig bly. Die wat u soek in stil vertroue, is by u veilig en behou.
Geliefdes, na die wet van die Here gaan ons skuld voor hom bely deur Gesang 69, die tweede en die derde vers te sing, Gesang 69 vers 2 en 3, en ons gaan net so bly sit wanneer ons skuld voor die Here bely. Geliefdes, die Here se wet vind ons opgeteken vanmôre in Deuteronomium 5 vanaf die 6de vers. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En ek sal wat kan ek doen om my sonde te versoen, sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog gebede, nog geween, kan my red Heer U alleen. Lig net met my sonde las, hou ek U verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, U het ook my skuld gedra. U geslaan tot Heilfontein, land maak my rein. Geliefdes, wanneer ons voor die wet van die Here aangekla word, dan is elkeen van ons skuldig. Daar is geen verontskuldiging vir ons nie. Maak nie saak watter vir ons versagtende omstandighede ons probeer aanvoer nie. Uiteindelik
het ons oortree. Uiteindelik is dit soos ons hier gesing het, en ek self, wat kan ek doen om my sonde te versoen? Leeg, maar net met my sondelas, hou ek u verdienste vas. En as ons die verdienste van Christus vashou, dis ons troos, dis die troos van die evangelie, dat elkeen wat in Jesus Christus glo en sy toevlug tot hom neem, en sy sonde in die naam van Jesus Christus bely, aan hulle verkondig die woord van die Here, daar is nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Die Here Jesus kondig ook hierdie vryspraak aan in Johannes 8 vers 11, as hy sê, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Maar wie in sy sondevol hart en hierdie genade wat die Here vir ons so vrylik aanbied verwerp, deur 'n lewe van ongehoorsaamheid te bly leef, so iemand sal uiteindelik wel veroordeel word tot die dood. Geliefdes, kom ons bely ons geloof in hierdie God wat ons vryspreek van ons sondes. Ons doen dit vanmôre deur 'n lied saam te sing wat ons geloofsbelydenis verwoord. Gesang 82. Ons gaan al 3 die verse sing van Gesang 82 as geloofsbelydenis en daarna kan jy weer die sitplekke inneem. Ek glo in God die Vader, almagtig Skepper Heer, wat hemel en aarde het en beheer. Sy troon is heerlikheid en wonderlik sy dade. Deur sy geliefde seun verlos hy uit genade. Ek glo in Jesus Christus, hy van die Gees ontvang, is uit 'n maagd gebore, moes aan die kruis onthang, het graf en dood oorwin, as God bo alle gode, sal weer as regter kom, oor lewende en dode. Die Heilige Gees is ewig, ersiene en laat leef. Hy maak sy kerk ook heilig en een en algemeen aan God drie-enig Heer, wat sonde skuld vergewe, die liggaam op laat staan en ewig ons laat lewe. Geliefdes, ek kan die woord van die Here oopmaak vanmôre by Johannes hoofstuk 8. Ons gaan saam lees Johannes 8, die eerste 11 verse.
Johannes 8 vanaf vers 1. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan. En vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom. En hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was, na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom: Meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. En toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê: Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly. En die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Dit is die woord van die Here. Ons gaan stil staan by hierdie woorde van die Here Jesus in vers 11. Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Kom ons bid saam. Grote en almagtige God, U wat die toonbeeld van geregtigheid en van heiligheid is, U wat op U troon sit en met majesteit en met heerlikheid omring is, U wie se heiligheid so geweldig is, dat geen onreinheid in U teenwoordigheid dit sal oorleef nie. Aan U die lof en die eer en die aanbidding. Ons prys U naam, Here, ons verheerlik U vanmôre, omdat U die groote God met mense soos ons, sondaar mense, moeite doen. Ons dank U, Vader, dat U ons nie in U heiligheid verteer vanmôre nie, maar dat U ons troos met U groetwoord, genade vir julle, barmhartigheid en vrede. Dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees, o Here, en dat ons deur U getroos kan wees. Getroos dat Jesus Christus die straf op ons sondes gedra het, sodat ons voor U troon kan kom staan, skoon gewas deur sy bloed, gereinig deur sy voldoening. Dankie o Here, dat ons ook vanmôre aan U goedheid herinner word wanneer ons kyk na die natuur daar buite, wanneer ons sien hoe dat U vir ons mildelik ook met reën seën en vir ons voorsien. Dankie Here dat U vir ons sorg, dat U in ons liggaamlike behoeftes, maar ook in ons geestelike behoeftes voorsien, sodat ons vanmôre ook hier in die huis kan wees om met die brood van die lewe gevoed te word. Wil U, Here, vir ons seën met die verkondiging van die woord vanmôre. Wil U gee dat hierdie woord vir ons sal oopgaan deur U Gees wat in ons werk. Wil U kragtig deur die Gees in ons binneste werk en wil U vir ons ook troos met hierdie boodskap in ons swakheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen.
Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. In verlede Sondag se preek het ons gefokus op die sonde van oorspel of egbreek. Wat dit is en hoe ons as gelowiges dit in die krag van die Heilige Gees kan weerstaan en teen hierdie versoeking kan stry. Maar wanneer 'n mens sulke preke preek, dan gebeur dit baie keer dat 'n mens die idee kan kry dat die kerk net altyd teen die sonde preek. Dat die kerk vinnig is om sonde soos hierdie vingerwysend tereg te wys en te veroordeel. En dat die kerk net altyd almal wat dalk iewerster in hulle lewe 'n fout gemaak het, wil laat skuldig voel oor hulle self, sodat hulle wonder of hulle selfs enigsins in die kerk welkom is. Dit laat baie van ons in 'n krisis. Want wat nou as ek struikel? Wat daarvan as ek dalk iewerster in my verlede wel 'n fout gemaak het? Wat daarvan as ek dalk nou met hierdie sonde worstel en in die greep daarvan vasgevang is? Is daar nog 'n plek vir my in die kerk of gaan ek se muur verwerp word? Hoe gaan ek hanteer word as ek met hierdie sonde van my by die kerk moet kom? Is daar genade? As kerk van die Here wat veronderstel is om Christus se genade aan 'n wêreld wat vasgevang is in sonde te bedien, behoort hierdie reaksie van mense ons ook te laat nadink oor ons eie optrede. Ons is baie vinnig om te sê, nee, maar julle kan nie so dink oor die kerk nie, die kerk is die Here se kerk en hier probeer ons maar net om te doen wat die Here van ons vra, maar ons moet ook ons eie optrede in die lig van mense se reaksie baie keer beoordeel, want hoekom is mense geneig om so te reageer? Dit sê nie hulle is reg nie, maar wat laat hulle so reageer? Dis een ding om op papier 'n baie mooi beleid te hê wat uitspel hoe ons sulke gevalle gaan hanteer, maar wat is die werklikheid? As een van ons lidmate of een van ons dooplidmate struikel en val, sou hulle vrymoedigheid hê om by die kerk aan te bly? Sal hulle vrymoedigheid hê, ek sê nie dit gaan maklik wees nie, maar sal hulle vrymoedigheid hê om hulle sonde te erken? Of sal hulle dit maar so lank as moontlik probeer wegsteek uit vrees vir wat met hulle gaan gebeur? Sal hulle die kerk beleef soos 'n pa wat as my kind 'n fout gemaak het, nie noodwendig die fout regpraat nie, maar my kind nog steeds in my arm sal neem en sê, ek het jou lief? Of sal hulle dalk maar eerder aanhou met hulle losbandige lewe, omdat daar eintlik nou nie meer omdraai kans vir hulle is nie. Ons het nou eenmal hierdie fout gemaak, ons is nou in hierdie ding, dis nou maar wie ons is, dis nou maar hoe ons lewe, ons gaan nou maar net daarmee aan. Want by die kerk lyk dit ook nie asof daar eintlik hoop is vir genesing nie. Sou hulle vrymoedigheid hê om met 'n swanger lyfie sonder 'n ring aan die vinger steeds kerk toe te kom? Of sal hulle teenwoordig hulle vrymoedigheid daarmee heen wees? Sal hulle dalk te bang wees vir die groot oë waarmee hulle aangekyk gaan word, vir die fronsende voorkoppe daarna hulle gekyk gaan word, vir die veroordelende lippe wat agter die hand weggesteek word, terwyl daar oor ons gepraat word, maar nie met ons gepraat word nie. Vanoggend, broers en susters, wil die Here hierdie vrae en onsekerheid van ons vanuit hierdie besondere teksgedeelte beantwoord as hy ons troos met hierdie boodskap. In Jesus Christus is daar geen veroordeling vir sondaars nie.
geen veroordeling. Ons deel ons tema op in 3 punte. Aangekla, skuldig bevind, vrygespreek. In hierdie gedeelte lees ons van 'n groep skrifgeleerdes en fariseërs wat 'n vrou wat in egbreek betrap is na die Here Jesus toe bring en wou weet wat sy mening oor die saak is. En hulle is baie vinnig om in vers 4 om ook daaraan te herinner wat daar in die wet van Moses geskrywe staan oor hierdie saak. En hulle herinner hom en sê, Here, ons wil weet wat is u mening, maar u moet net onthou, die wet van Moses sê, in sulke gevalle moet die oortreder gestenig word. Dit is die straf wat deur God self aangekondig word. En as ons die gedeelte lees, dan kom ons ook agter, hulle probeer die Here Jesus versoek, hulle dink hulle kan hom in 'n hoek kry hier, want die Here Jesus is eintlik in 'n baie moeilike posisie, ons moet dit verstaan, want as hy vir hulle sou toegee en sê, dit is reg, sy is skuldig, julle moet haar stenig, dan sou hy in 'n sekere sin homself skuldig gemaak het voor die Romeinse owerheid, want hy sou 'n vorm van boendogeregtigheid goed gepraat het en aangemoedig het. Hy sou gesê het, julle kan maar die reg in julle eie hande neem. Dis eintlik die Romeinse owerheid wat die straf behoort uit te deel. Enige mens kan nie sommer net die straf uitdeel nie, so hy sou by die Romeinse owerheid in die moeilikheid gekom het. Maar aan die ander kant, as hy gesê het, nee, julle mag haar nie stenig nie, dan sou hy by die kerk in die moeilikheid gewees het, want die wet van Moses sê, as iemand hierdie oortreding begaan het, dan moet so 'n persoon gestenig word. Wanneer 'n mens die fariseërs en die skrifgeleerdes se optrede van naderby beskou, dan kom jy agter, maar alles is nie lekker pleis met dit wat hulle doen nie. Ek weet nie of jy al 'n bietjie gedink het oor hierdie gedeelte nie, maar een van die vrae wat dadelik by 'n mens opkom wanneer jy dit lees is, hoekom is net die vrou hier? Met wie sy oorspel gepleeg? Waar's die man? Hoekom bring hulle net die vrou? Want as jy die wet van Moses lees, dan sê die wet van Moses, nie net een nie, al twee wat skuldig is, moet gestraf word. Al twee moet aangekla word, al twee moet gestenig word. So dis baie duidelik uit die gedeelte dat dit nie regtig vir hulle oor die wet van Moses gegaan het nie. Hulle het eintlik 'n manier gesoek om die Here Jesus uit te vang. En die arme vrou, wat voor Jesus gebring is, sy was eintlik maar net 'n pion gewees op die skaakbord, waarin hulle probeer het om die Here Jesus in skaakmat te sit. Christus ken egter hulle bybedoelings, en hy ontbloot hulle bedenklike motiewe deur sy reaksie. Sien broers en susters, die hele saak val vreemd op, nie waar nie. Dink 'n bietjie daaroor. Die sonde van oorspel is normaalweg nie 'n baie openbare sonde nie. Iemand wat oorspel pleeg, gaan dit nie oop en bloot doen dat almal dit kan sien nie. As jy oorspel wil pleeg, dan gaan jy dit in die geheim doen. Daar is altyd een of ander vorm van geheimhouding daar rondom, want jy wil nie hê mense moet daarvan weet nie. Dit is 'n geheime sonde. Maar nou lees ons in die gedeelte, hulle die vrou in die daad betrap. So, hoe het hulle geweet sy is met die daad besig? Hoe het hulle dit geweet? As een van twee opsies, of hulle het regtig nou maar net per ongeluk op haar afgekom, maar hoe stap jy sommer net in iemand se huis in en hoeps, hier kom jy af op die daad van oorspel? Of die tweede opsie is, hulle was betrokke by hierdie hele storie. Hulle het hierdie hele ding opgestel. Hulle het hierdie vrou gebruik, want hulle wou 'n stryk vir haar stel, want hulle het iemand gesoek om uit te vang, hulle het 'n slagoffer gesoek, wat hulle kon gebruik, sodat hulle uiteindelik die Here Jesus kon bykom. So hulle was dalk teenwoordig. Hulle het doelbewus die stryk gestel. Dit maak hulle medepligtig.
En dis waarom die Here Jesus hulle uitdaag. Hoor wat sê hy nou vir hulle? Hy sê, laat die een van julle wat nie sonde het nie, die eerste klip gooi. Dis immers wat die wet van Moses vereis het. Die klaar, die een wat die klagte gebring het, moes nie self aan die oortreding skuldig gewees het nie. En een vir een sluip hulle weg, want hulle is uitgevang. Hulle word ontmasker. Hulle is medepligtig. Die sonde van oorspel is ook hulle sonde, want hulle het 'n aandeel. En nou is die vraag, broers en susters, wat nou van die vrou? Want is sy nie maar net 'n onskuldige slagoffer van dit alles nie? Is die klagtes geldig, nou dat die motiewe ontbloot is? Sou sy dalk loskom, omdat sy 'n slagoffer van hulle onderduimsheid is? Ons kan nie regtig so redeneer nie, want dit sou seker in 'n sin wees soos om te sê, iemand wat vir 'n sluipmoord gehuur word, is nie regtig skuldig aan moord nie. Niemand van ons sal so redeneer nie. Ons sal sê, ja, daar sit iemand agter die sluipmoord, daar is iemand wat die opdrag gegee het dat die sneller getrek moet word, maar as jy die sneller trek, is jy nog steeds net so skuldig soos die een wat die opdrag gegee het. Maak jou nie onskuldig nie. En dis ook hoe die Here Jesus hierdie situasie hanteer. Hy weet, sy is in 'n sin 'n slagoffer van onderduimsheid. Maar die feit bly, sy het oorspel gepleeg. Dat daar bybedoelings in hulle optrede was, maak nie noodwendig hulle klagtes ongeldig nie. Ons moet dit mooi verstaan, broers en susters. Die feit dat iemand partykeer 'n bybedoeling met 'n klagte het, maak nie 'n klagte ongeldig nie. En soos wat dit hier gaan, so gaan dit maar baie keer ook in die kerk. Mense is vinnig om ander se sondes te ontbloot, maar hulle is nie altyd bereid om hulle eie swakhede en hulle eie sondes te erken nie. En hier kry ons in 'n sekere sin 'n baie goeie voorbeeld van wat die Here Jesus bedoel het toe hy gesê het, moenie die splinter uit jou broer se oog uithaal as jy nie eers die balk uit jou eie oog uitgehaal het nie. Hy sê nie daardeur moenie die splinter uithaal nie. Hy sê maar moenie sê daar's 'n splinter in jou broer se oog asof jy niks in jou eie oog het nie. En dis wat hier gebeur. Dis wat in die kerk baie keer gebeur. In sommige gevalle het mense ook bybedoelings. Mense wat dalk die dominee of die ouderling se reaksie en optrede wil toets, want hulle wil nou kyk, wat gaan die dominee, wat gaan hulle nou maak met hierdie saak? Gaan dit bietjie vir die kerkraad sê, kom ons kyk 'n bietjie hoe hanteer hulle dit, want ek is eintlik kwaad vir hulle en ek soek eintlik iets om teen hulle te gebruik, so, as hulle hierdie saak nie ordentlik gaan hanteer nie, as hulle nie dit presies volgens die kerkorde gaan doen nie, dan het ek hulle. In ander gevalle is mense soms self by die oortreding betrokke, of self met soortgelyke dinge besig, maar hulle probeer eintlik hulle eie betrokkenheid wegsteek deur die kollig op iemand anderster te laat skyn en te sê, kyk daar die groot sondaar. Maar nou wonder 'n mens baie keer as jy die gedeelte lees, mag daar dan deur niemand klagtes gebring word nie? Mag die sonde nie ontbloot word nie? Mag die sonde nie ontbloot word as jy self, of kom ons stel dit so, mag jy net die sonde ontbloot as jy self geen sonde het nie, want dit is ook die afleiding wat party mense hieruit maak, as die Here Jesus sê, laat die een wat geen sonde het nie, die eerste klip optel, dan sê mense, sien, jy kan nie vir iemand anders sê hy is verkeerd, jy kan nie klippe gooi, as jy sonde in jou eie lewe het nie. Ons moet 'n onderskeid tref hier net tussen om die klip te gooi en om die klagte te bring. En dis twee verskillende dinge.
Om die klagte te bring, om die sonde te ontbloot is een saak, om die klip te gooi is om die oordeel te voltrek, is om regter te speel oor iemand se lewe, is om 'n uitspraak te lewer asof jy God is. Weet, mense gebruik baie keer hierdie interpretasie om te sê, maar sien jy wat die Here Jesus hier gedoen? Hy sê, as jy nie sonde het nie, dan kan jy 'n klip gooi, maar as jy sonde het, moet dit bly eerder stil. En wat word dit uiteindelik? Dit raak 'n mylband taktiek. Want nou mag niemand enigiets meer sê nie, want wie is daar dan nou wat geen sonde het nie? So kom ons sê eerder maar niks oor mekaar. Ek gaan niks oor jou sonde sê nie, dan sê jy niks oor myne nie. Moet ons los mekaar maar net uit. En dan kan ons lekker rustig met ons sondes voortgaan. Wat Jesus hier aanspreek, geliefdes, is mense wat klagtes teen ander bring, terwyl hulle nie bereid is om hulle eie skuld en selfs hulle eie aandeel in daardie sonde te erken nie. Verder moet ons ook besef, geliefdes, dat die Here Jesus nêrens in hierdie gedeelte vir die vrou sê, wel mevrou, dit lyk asof die klagtes teen jou ongeldig is nie, so jy is vry om te gaan nie. Ten spyte van die valse motiewe van die klaers, bly die klagtes staan. Die Here se probleem is nie met die klagtes nie. Dis met die motiewe. Sy was skuldig. Sy het oorspel gepleeg. En so staan elkeen van ons voor die Here Jesus, geliefdes. Ons kan verskonings aanvoer. Ons kan, wanneer ons oor ons sonde aangekla word, wanneer iemand ons sondes uitwys, dan kan ons sê, ja, maar kyk hoe kwaai kyk die mense my aan, kyk hoe hanteer almal my nou, kyk hoe lelik is hulle met my, maar die vraag is nie, hoe lelik is almal met jou nie, die vraag is jy verkeerd? Het jy sonde gedoen? Is jy skuldig? Is die klagtes geldig? Het ek oorspel gepleeg? Was ek ongehoorsaam aan die Here? Al was dit net om in my hart met 'n man of 'n vrou egbreek te pleeg? En as ons hierop eerlik moet antwoord, en nie ons aandag deur mense se valse motiewe laat aftrek nie, dan moet ons elkeen erken, die klagtes is geldig. As die klagtes dan teen ons staan, dan volg die skuldige bevinding. Want 'n mens lees baie keer die gedeelte en dan dink jy, die Here Jesus het haar nie skuldig bevind nie. En dis nie waar nie. Toe die Here Jesus die bybedoelings van die Fariseërs en die skrifgeleerdes ontbloot, lees ons dat hulle een vir een verdwyn het, van die oudste tot die jongste, en uiteindelik bly net die vrou oor. 'n sondares voor die heilige God. Sy weet sy is skuldig. Sy weet sy het oortree. In vers 10 wil die Here Jesus nou by haar weet, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? Weereens probeer die Here Jesus nie hierdeur sê dat sy onskuldig is nie. As hy in vers 11 vir haar antwoord, ek veroordeel jou ook nie, dan is hy eintlik indirek besig om vir haar te sê, jy is skuldig. Jy het hierdie ding gedoen. Gaan sondig nie meer nie. As hy sê, gaan doen nie meer sonde nie, dan sê, jy het dit gedoen. Ek vind jou skuldig. En deur op hierdie manier te antwoord, bevestig die Here Jesus dat sy oortree het. Sy verdien om gestraf te word. As hy vra, is daar dan niemand wat jou veroordeel nie? Dan is die bedoeling eintlik, ja, jy verdien dit eintlik, maar is daar iemand wat hierdie straf kan voltrek? Niemand sou snaaks gedink het as hy veroordeel is nie, want sy sou ontvang het
wat die Here gesê het 'n oortreder moet kry. Maar ons moet ook verstaan, geliefdes, dat dit nie net haar sonde is wat in hierdie gedeelte ontbloot word nie. Die skynheiligheid van die Fariseërs en die skrifgeleerdes word ook ontbloot. Die feit dat hulle een vir een verdwyn het, bevestig hulle eie skuld. Dis in 'n sekere sin 'n skuldbekentenis. Want as hulle nie skuldig was nie, sou hulle self verdedig het. Maar hulle weet hulle is skuldig. Hulle sien egter nie kans om die heilige van God in die oë te kyk nie en met hulle sondes gekonfronteer te word nie. Hoekom nie? Wat was die verskil tussen hulle? Hoekom bly die sondares voor die Here Jesus staan, maar die Fariseërs en die skrifgeleerdes nie? Want die Fariseërs en die skrifgeleerdes wou met hulle eie dade voor die Here staan. Hulle wou met hulle eie geregtigheid, met hulle eie heiligheid voor die Here staan. En hier is hulle ontbloot. Hulle weet, ek is gestroop van my heiligheid. Ek wat gedink het ek is so goed en so wonderlik, ek is nie eers beter as hierdie vrou nie. Hulle sluip weg, want hulle het niks meer om aan te bied nie. Geliefdes, ons moet mooi verstaan dat al bly daar niemand oor om 'n klip te gooi nie, maak dit ons nie onskuldig nie. Ons kan baie verskonings vir ons oorspel aanvoer, ongelukkige huwelike, emosionele afwesigheid, 'n oomblik van swakheid, vriende wat my aangemoedig het om die verkeerde ding te doen, eensaamheid, nuuskierigheid, dalk het ek 'n bietjie te veel gedrink en was my oordeel nie so goed gewees nie. Hierdie vrou kon ook baie verskonings aanvoer. Sy kon gesê het, Here, hulle het my betaal om dit te doen. Of Here, hulle het hierdie man betaal om my te verlei en ek het daarvoor geval. Here, dit was 'n groot lokval gewees. Die punt is, sy was skuldig. En al is daar nie meer een aanklaer oor nie, bly ek en jy steeds voor Christus staan en hy weet alles van ons. En dit geld natuurlik nie net die sonde van oorspel nie, geliefdes. Vanoggend se teks ontbloot twee soorte sondes, skynheiligheid en oorspel, maar ons is baie keer skuldig aan ander oortredinge. Ons soek baie keer verskoning en verontskuldiging daarvoor, maar al is daar uiteindelik geen aanklaer oor nie, bly ons steeds staan voor die lewende Christus en hy weet of ons skuldig is of nie. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het hierdie vrou na Christus toe gebring, want hulle wou hê dat hy 'n keuse moes maak. Hulle wou hê hy moes kies, of geregtigheid, of genade. Want in hulle koppe kon jy nie albei van hierdie dinge gelyktydig doen nie. Of geregtigheid, of genade. Maar die Here Jesus doen die verstommende. Hy kies nie vir die een of die ander nie, maar vir albei. Hy spreek haar vry. Dink jouself in die skoene van hierdie vrou, broers en susters. Jy kom voor die lewende Here, die Seun van die lewende God te staan. En jy's gestroop. Al wat jy het is jou sonde. Sy sou vanmôre Gesang 69 vers 3 kon sing. Leeg net met my sondelas. Jy het net jou onheiligheid. Nie eens die beste verskoning kan jou oortreding regverdig nie. Selfs nie eers om lang trane te huil oor ander se bymotiewe nie. Jy verdien om gestenig te word. Jy verdien die dood. Jy staan kop onderste bo en jy wag vir die oordeel om uitgespreek te word. Maar dan praat Christus en hy sê,
ek veroordeel jou ook nie. Mens kan jou net indink hoe daardie vrou sy mond moes oopval toe sy hierdie woorde hoor. Is dit regtig wat hierdie rabbi vir my sê? Sy verwag oordeel, maar sy kry genade. Ons moet mooi verstaan wat hier gebeur, geliefdes. Op die oog af lyk dit miskien vir ons asof die Here Jesus dalk sommer net haar sonde oorsien, asof dit nou glad nie so erg was wat sy gedoen het nie. Maar dit is nie wat die Here Jesus doen nie. Baie mense voer dit ook aan as rede waarom die kerk 'n bietjie sagter oor die sonde moet wees. Die fariseërs en die skrifgeleerdes, soos ek gesê het, was ook skuldig, maar hulle verdwyn. Hulle kies om nie voor die Here Jesus te bly staan nie. Hierdie vrou bly voor hom staan. Hoekom doen sy dit? Want sy is besig om haar vertroue in Jesus te stel. Sy is besig om te sê, Here, ek het niks. Ek is skuldig. Hier staan ek. Doen met my wat met my gedoen moet word. Ek is in u hande. Sy plaas haar lot in die hande van hierdie leermeester. En as Christus haar dan vryspreek, broers en susters, verstaan dan dit baie mooi. Hy laat haar nie skotvry daarvan afkom nie. Hy sien nie haar sonde oor nie. Hy spreek haar vry omdat hy haar sondes op hom geneem het. Want wat het sy gedoen? Sy het gesê, Here, ek plaas my vertroue in u. U moet met my doen wat met my gedoen moet word. Ek kan maar net vra dat u aan my sal dink. En die Here Jesus neem haar sondes op hom. Die klippe waarmee sy gestenig moes word, sou aan die kruis op Golgotha op hom neerreën. In Jesus Christus trek beide Christus se geregtigheid, God se geregtigheid en God se genade saam. Want nou kan God genade bewys, want die straf is betaal. Die straf vir hierdie vrou, die straf vir my sondes, die straf vir jou sondes, daai sonde waarmee jy dalk al so lank al saamloop, wat so aan jou karring, wat jy so skaam oor is, wat jy voor niemand sal bely nie, dit kan jy na Jesus toe vat, want as jy glo, as jy jou vertroue in hom stel, broers en susters, dan sê hy vir jou, ek veroordeel jou ook nie. Ek het in jou plek aan God se geregtigheid voldoen. Ek het die straf op jou sonde gedra. En wat 'n genade is dit nie? As ons wanhoopig is oor ons sonde, as ons skaam is oor ons oorspel, dan kan ons dit na Christus toe bring. Ons kan dit voor hom bely. Ons kan weet daar is nou geen veroordeling vir die sonde meer nie. En dit is ook hoe ons sonde by die kerk behoort te hanteer. Ons hoef nie by die kerk te kies tussen geregtigheid en genade nie, asof die twee goed teenoor mekaar staan, asof die een die ander een noodwendig uitsluit nie. As die sonde ontbloot word en dit met hartlike berou voor God bely word, hoe kan ons dan nog klippe optel en stenig? Het maak natuurlik nie iets soos die tugproses by die kerk oorbodig nie. Die doel van die tug is uiteindelik nie om iemand met klippe te gooi nie, broers en susters. Die doel van die tug is uiteindelik om iemand soos hierdie vrou voor Christus te bring, waar daar vir daardie persoon genade is. Bely jou sonde, vertrou jouself toe aan hom, en hy sal jou vryspreek.
Ons behoort immers nie in die kerk minder genadig as Jesus te wees nie. As jy hierdie genade beleef het, dan laat dit jou nie onaangeraak nie. As Christus jou vryspreek, dan verander die Heilige Gees jou, sodat jy nie meer in die sonde wil volhard nie. Daarom die oproep van die Here Jesus, gaan nou en sondig nie meer nie. Jy is nie meer dieselfde nie. Jy het sonde gehad, maar jy is vrygespreek, jy is skoon gewas. Jy is iemand anders. Gaan leef soos iemand wat vrygespreek is. Broers en susters, Christus se genade gee nie vir ons 'n verskoning vir sonde nie. Dit bevry ons daarvan. Daarom hoef ons nie vir altyd slagoffers daarvan te wees nie. In die krag van die Gees kan ons dit oorwin. Liewe broers en susters, baie van ons struikel voor die versoeking van oorspel. Dit is ook so dat mense in die kerk dit nie altyd reg hanteer nie. Dit nie altyd baie liefdevol en met deernis hanteer nie. Tog is die vraag nie in die eerste plek hoe liefdevol en met hoeveel deernis die kerk medegelowiges of ander medegelowiges dit hanteer nie. Die vraag is heel eerste, en ek sê nie die ander dinge is nie belangrik nie, dit is belangrik om met deernis en liefde dit te hanteer, maar die belangrike vraag is ek skuldig of is ek nie skuldig nie? En Christus ken die antwoord op hierdie vraag oor elkeen van ons. Voor hom staan ons ontbloot met ons sonde. Die aanklagte is geldig. En ons word skuldig bevind. Maar broers en susters, ons hoef nie een vir een weg te sluip soos die Fariseërs en die skrifgeleerdes nie. Al is ons skuldig, al verdien ons die oordeel, is daar by Christus genoeg genade vir die grootste sondaars. Mag jou sonde jou dus nie van Christus af wegdryf nie, mag dit jou juis in sy arms indryf, omdat jy oortuig is dat Paulus reg is, as hy in Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, wanneer ons met 'n boodskap soos hierdie gekonfronteer word en eerlik oor onsself is, dan weet ons daar is vir ons geen plek waarheen ons kan hardloop, of waar ons kan gaan wegkruip, of waar ons kan gaan skuil, om los te kom van dit wat ons verdien nie. En daarom hardloop ons in U arms in. By U skuil ons, o Here, en daarom bid ons dat U ons nie vir ewig beskaamd sal laat nie, dat U ons sal red deur U geregtigheid en sal bevry, dat U oor tot ons sal neig as ons vra, Here, wees ons genadig, en dat U ons sal verlos. Ons bid dat U vir ons 'n rots sal wees om in te woon, 'n rots waar ons gedurig in kan gaan, want U het bevel gegee dat ons verlos moet word. U is ons rots. U is ons bergvesting. U is ons skuiling. En daarom bid ons ook, Here, dat U ons sal red uit die hand van die goddelose, uit hulle wat baie keer verskuilde motiewe het, uit die mag van hulle wat onreg doen. Want van U is ons verwagting, Here. Ons vertroue is in U. Op U steun ons van ons geboorte af. Van die moederskoot af is U ons bevryder. En oor U is ons lof altyd deur. Dankie Here dat ons met hierdie woorde van Psalm 71 ook iets kan uitdruk
van dit wat ons vir U wil sê. Want U is in Jesus Christus ons vryspraak, ons geregtigheid, ons verlossing. Here, gee ons die vrymoedigheid, dring ons deur die Gees om met ons sondes na U toe te kom, om dit voor U te bely en die vryspraak wat U vrylik uitdeel op grond van Christus se versoening, sodat ons dit kan ontvang en bevry kan word van ons sonde. Here, gee dat ons mekaar ook met hierdie deernis en met hierdie genade in die kerk sal hanteer. Dat ons nie sal stil wees oor die sonde nie, maar dat ons ook eerlik sal wees oor ons eie swakhede en ons eie sonde en ons eie aandeel in dit wat verkeerd is. Dat ons mekaar met dieselfde deernis en liefde as ons Here Jesus sal hanteer. En dat ons mekaar op so 'n manier op die pad van heiligmaking sal begelei. Dat ons mekaar sal bring voor die lewende Christus en mekaar sal herinner aan die vryspraak wat ons waarlik vry maak. Vergewe dan ons sondes, Here. Vergewe ons swakhede. Wees ons genadig. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan antwoord op die prediking deur gesang 295 saam te sing. Genade onbeskryflik groot. Kom ons doen 'n bietjie beurtsang vanoggend met hierdie lied. Ons sing die eerste en die 4de vers almal saam. Ons vra die susters om die 2de vers te sing en die broeders om die 3de vers te sing. So, almal saam vers 1 en vers 4, susters vers 2, broeders vers 3. Ons sing dit staan en dan bly staan ons vir die uitspreek van die seën. Ontvang die seën van die Here. Gaan leef in sy genade.
vanuit sy genade en in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.